Jy is ingeskakel by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Baie hartlik welkom, liewe vriende, vanmôre by hierdie mooi geleentheid. Ek is Dominee Adrian Swart en is my heerlik om vir jou te groet in Jesus Christus se naam. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 17 vers 6 tot 14. Toe ek haar sien, het ek my baie verwonder. Die engel sê toe vir my, waarom verwonder jy jou? Ek sal jou vertel wat die verborgde betekenis is van die vrou en van die dier wat haar dra, wat die 7 koppe en die 10 horings het. Die dier wat jy gesien het, was eers en is nie nou nie. Hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom en gaan na die verderf toe. Die bewoners van die aarde, wie se name nie van die skepping van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees as hulle die dier sien. Want eers was hy, en nou is hy nie, en tog sal hy wees. Hier is verstand en wysheid nodig. Die 7 koppe is 7 berge. Daarby hulle het die vrou haar setel. Verder is hulle ook 7 konings. Die eerste 5 het geval. Die 6ste is nou hier. Die ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort rukkie bly. Die dier wat eers was en nie nou is nie, is self die 8ste. Hy behoort by die 7 en gaan na die verderf toe. Die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings. Hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier 1 uur lank gesag as konings. Hulle het een en dieselfde doel voor oë. Hulle stel hulle mag en gesag tot die dier se beskikking. Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam, en saam met hom die wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat hy die Here van die heersers en die koning van die konings is. Na hierdie visioen, broeder en suster, is Johannes verbaas en verdwaas van verwondering, sê vers 6. Wat kan dit alles tog beteken? Die engel gaan hom help en elke deeltjie van die visioen aan Johannes verduidelik en dit interpreteer. Die funksie van die engelse interpretasie is dat ons die verbintenis tussen die hemel, dit is God, en die aarde, Johannes, as lesers moet meemaak. God begelei die gelowiges om te verstaan wat om hulle aangaan. Dit is besonder interessant, geliefdes, dat die monster of antichrist in besonderhede geïnterpreteer word en nie die sedelose vrou nie. Die verduideliking begin met 'n spottende nabootsing. Net soos God en Christus genoem is, hy wat was en wat is en wat kom, word daar ook oor die dier gesê dat hy eers was en nie meer is nie, en dat hy opkom uit die onderaardse diepte en na die verderf toe gaan. Dit is niks anders nie as 'n parallelle nabootsing van Christus se dood en opwekking uit die dood. Dit sin speel ook op die 8ste koning in hoofstuk 17 vers 11, die antichrist, wat saam met die Satan was, wat nou nie hier is nie, maar aan die einde van die mensgeskiedenis sal kom. Dit is die 3de keer dat daar van die dier, die antichrist, gesê word dat hy opkom. In hoofstuk 11 vers 7 het die monster uit die onderaardse diepte uit opgekom om die 2 getuies dood te maak. En in hoofstuk 13 het die monster uit die see uit opgekom om die draak te help in sy oorlog teen God. Volgens hoofstuk 17 kan die monster, die antichrist, enige oomblik verskyn. Wanneer hy ook al verskyn, is en bly sy bestemming die ewige verderf. Sy uiteinde is totale vernietiging. Die bewoners van die aarde, dit is al die goddeloses,
sal 'n kort rukkie gevul wees met verwondering en bewondering wanneer hulle hierdie monster sien. Hy was altyd daar, is op hierdie oomblik nie sigbaar nie, maar sal aan die einde van hierdie mensgeskiedenis sigbaar word. Om hierdie visioen regtig te kan verstaan, geliefdes, het iemand verstand en wysheid nodig, sê vers 9. Goddelike insig is noodsaaklik om die eindtyd en eindgebeure te kan interpreteer en om raak te sien wat God besig is om te doen. Dit beteken om op die goddelike golflengte ingestel te wees en van bo af te dink. Slegs deur 'n bril van bo kan enige iemand die gebeure rondom ons begryp en verstaan. Die 7 koppe is die 7 berge waarop Rome gebou is. Dit is die tipiese benaming waarin Rome uitgeken word. En die 7 konings of heersers verwys waarskynlik na 7 Romeinse keisers. Die eerste 5 het reeds geval, die 6ste is nou daar, en die dier is die 8ste. Die sogenaamde 7de heerser moet simbolies verstaan word. Dit is simbolies van die Romeinse ryk. Die 7 heersers stel dus die volle tydperk van Romeinse heerskappy voor. Die Antichrist se optrede is van so aard dat hy by die tipiese Romeinse heersers se korrupte en wrede styl inpas. Om alles saam te vat, broeder en suster, daar is 4 groepe wat teen God en teen Christus werk. Die Antichrist, die bewoners van die aarde of die goddeloses wat die monster aanbid, die 10 konings, simbolies van die aanslag uit die ooste, en die konings van die hele wêreld wat deel is van die groot bose koalisie. Die bose magte is eenvormig in hulle lewensdoel om oorlog te maak teen die lam, sê vers 14. Dit verwys na die finale veldslag of oorlog, om simbolies die finale einde van die mensgeskiedenis voor te stel. Die finale einde word Armageddon genoem. Die oorwinnaar is nou reeds bekend, die lam van God. Slegs die lam is Here van die heersers en koning van die konings, sê vers 14. Dit gee vandag aan my en jou die wonderlike troos, dat Jesus Christus as oorwinnaar uit die stryd sal tree. Dat hy sal oordeel oor alle goddelose mense, oor die Antichrist, oor die Satan en almal wat hulle volg. Maar kinders van die Here sal meer as oorwinnaars saam met Jesus aan die einde triomfeer. En daarna moet ek en jy vandag uitsien. Ons is op 'n oorwinnaarspad. Ons kyk vooruit met harte vol hoop, geloof en volharding. Ons sien uit om by Christus te wees en saam met hom tot in ewigheid te regeer. Môreoggend, broeder en suster, gaan ons verder met ons reeks. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons hierdie wonderlike dag in U naam kan begin. En ons loof en prys U vir wie U is, die koning van die konings en die Here van die Here. Ja, U is ook oorwinnaar oor die bose magte en sal triomfeer aan die einde van hierdie wêreld. Dankie dat ons in Christus saam met U oorwinnaars kan wees. Seën vir ons hierdie mooi dag, beskerm, behoed en bewaar vir ons, en dankie vir U liefde en genade wat vir ons genoeg is. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.